Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis lekker dat jy hier is. Dankie dat jy honger is na die woord van God. Dankie dat jy moeite doen om jou honger te stil. Mag vandag se boodskap jou versadig maak en mag dit jou help om anders in die lewe daar buite te gaan leef. God kom groet jou nou en sê genade en vrede vir jou. Wat 'n wonderlike tyd is ons nie nou op die kerklike kalender nie. Ons het saamgestap met Jesus tot by die kruis, ons het by die kruis saam gehuil, maar ons was in ekstase toe Jesus opgestaan het uit die dood. Vir my was die ontmoeting van Jesus by die verskillende van sy volgelinge so spesiaal gewees. Die mense was eers verslae en dan ewe skielik met vreugde oorval wanneer Jesus uit die dood uit opgestaan het en hulle kom besoek. Dit was werklik 'n groot en ek sê altyd besousterende oomblik in daai mense se lewe, maar ook in die res van ons wat in God glo. Jesus het die dood oorwin. En in die proses het hy betaal vir elkeen, vir my en vir jou, vir ons almal se straf vir ons sondes. Hy het die pak wat ons moes vat, het Jesus kom vat, sodat ons vir altyd kan lewe. Dat daardie 40 dae na Jesus se vertrek na die hemel, was seker vir daai ouens 'n baie ongemaklike tyd, soos ons ook in daai drama gesien het, daai radiodrama wat ons opgeneem het. Hulle het geweet dat iets kom, maar wat nou? Wat presies nou gaan gebeur, het hulle nie geweet nie. Maar gelukkig het Jesus en God se Gees, die Heilige Gees afgekom en sy intrek in die mens kom neem. En wat 'n besonderse tyd was dit nie vir Jesus se volgelinge nie. Hulle moes nou aan die een kant sonder Jesus klaarkom, maar iets groot het gebeur. Sy Gees het in elkeen kom woon. En hulle gehelp om te begin leef, soos Jesus vir hulle vertel het, hulle moet leef, hoe dit is om as 'n kind van God te leef. Op hulle eie was hulle onbevoeg. Hulle het die woorde van Jesus gehoor, hulle was daar. Hulle het geweet hoe om reg te lewe. Hulle het die kopkennis gehad van die pad vorentoe, maar dit was net in hulle koppe. Hulle het nie die tools gehad om hierdie kopkennis nou saam te laat, daar waar die tekkie die teer slaan, of in die grondpad slaan, dit daar te gaan uitleef nie. God het geweet, dat dit nie in die mense broek sit, om dit wat Jesus kom oopbreek het, in werklikheid te maak daar op die strate van die lewe nie. Daarom was die koms van die Heilige Gees altyd op die kaarte. Dit was die Heilige Gees wat integraal deel was van God se plan. Hy was nie as 'n afterthought gestuur nie. Toe God die plan vir die redding van die mensdom al voor die skepping uitgewerk het, was die Heilige Gees van daar af al deel van die plan. Jesus sou sterwe en opstaan en opvaar, en om die plan reg te laat werk, moes die Heilige Gees kom om te kom help dat die plan van God suksesvol uitgerol word, van geslag, tot nou toe, hier by ons, tot aan die einde van die wêreld. God het geweet, ons wat nou hier kyk en praat en lewe, ons gaan sukkel. Al het ons al die stories van die Christene vir die afgelope 2000 jaar, sou hulle getuienis nie genoeg wees om ons te kan help om reg op die pad te loop nie. Ons weet die lewe is nie maklik nie. Inteendeel, ek dink, vandag is die lewe nog baie moeiliker. Daarom is ons soveel meer afhanklik
van die werk van die Heilige Gees. En moet ons elke jaar in hierdie tyd wat ons weer teruggaan na die kruis toe, na die opstanding toe, waar ons in hierdie 40 dae is, moet ons elke keer dit herbesoek. Ons het weer die vraag beantwoord oor wie is die Gees, wat Jan so mooi verlede week daar uit die Suid-Kaap vir ons verduidelik het. Vandag kyk ons na die Heilige Gees se doen en late. Ons kyk hoe werk hy. Ons ken baie daarvan. Dit is nie eintlik niet vir ons nie, maar daarom vra ons ook die vraag, hoekom sien ons dan nie die werk van die Heilige Gees elke dag in ons lewe raak nie? So, kom ons raak stil. Kom ons kruip eers daar uit die geraas van die wêreld uit en ons stel onsself en ons harte oop sodat die Heilige Gees ons kan help om gereed te wees vir die ontvangs van God se woord. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, dankie daarvoor dat ons in hierdie tyd weer kan teruggaan 2000 jaar terug om te kan gaan ervaar waar der Jesus is, waar ons kan saam bly wees dat hy opgestaan het uit die dood uit. Dankie Vader, dankie Jesus dat u Gees gegee het om in ons elkeen te kom woon, om ons te help, om 'n kragtige krag in ons te wees, om ons te help om die lewe te leef soos wat u God wil hê ons moet dit leef. Dankie dat hy vir ons help om ook op die ouend te kan vrug dra, sodat ons 'n verskil kan gaan maak in u wêreld. Vader, ek vra dat u die bedienaar van die woord en ons almal se sonde sal vergewe. Amen. Ons kry uit die woord so baie nuus oor wat die Heilige Gees doen. Daar is honderde teksverse oor die Heilige Gees. En dit begin al hier in die begin van Genesis. Vandag gaan ons net by 4 van die onderwerpe stilstaan wat die Heilige Gees doen. Maar die Heilige Gees help ons om Jesus raak te sien. Die Heilige Gees verander van binne. Die Heilige Gees gee jou krag vir die dag en die Heilige Gees is jou helper. Maar voor ons begin, hoekom doen ons hierdie reeks oor die Heilige Gees? Hoekom vra ons oor die Heilige Gees? Hoekom wil ons meer weet oor wie is en wat hy doen en hoe hy praat? Is sodat ons kan uitkom by die vrugte wat sigbaar is van die Heilige Gees in ons lewe. Jy sien die lewe raas daar buite. So maklik kom daar dinge en soos die Engelsman sê, cloud ons lewe, sodat ons nie kan sien nie. Dit maak ons eintlik dronk in ons lewe en suig en verlei ons in die wêreld in. Daarom moet ons weer die Heilige Gees leer ken. Ons moet verstaan en sien hoe lyk 'n lewe waar die Gees regeer sonder ons
sodat ons weer kan weet hoe om te lewe. Amper moet ons op 'n manier weer tot bekering kom, om weer terug te kom na 'n lewe wat die Gees reflekteer, wat die vrugte van die Gees in ons lewe reflekteer. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons lewe werk. Ons moet ons kennis afstof en weet die Heilige Gees wys ons wie Jesus is. Dat hy ons verander, dat hy ons krag is en dat hy in ons is. Johannes 16 kom Jesus en hy's aan die woord hier en hy kom gee so 'n beknopte CV van die Heilige Gees, vers 12. O, ek het soveel dinge om nog vir julle te sê, maar dit is nie nou die regte tyd nie. Julle is nog nie ryp daarvoor nie. Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle handvat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. Dis nou Jesus, né? Hy sal maak dat mense sal agterkom hoe belangrik ek is. Ek wil nie onnodig my eie beeld blaas nie, maar wat aan my Vader behoort is ook myne. Daarom kan ek sê dat die Gees verder sal verkondig wat ek gedoen en gesê het. Die Heilige Gees wys ons na Jesus toe. Die Heilige Gees sit nie op die aandag op homself nie. Hy praat ook nie sy eie dinge nie. Hy is eintlik so half 'n verlengstuk van Jesus en wys altyd na Jesus toe. Soos Jesus vir ons die sluier oor God gelig het en gewys het wie God is en hoe lief hy vir ons is, verlig die Heilige Gees weer vir Jesus. Dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dit wat hy vir ons kom leer het oor die pad wat ons moet loop. Kom wys hy vir ons. Dis mos juis die wêreld wat die pad waarop ons moet loop vir ons op 'n manier kom wegsteek. Dis dan die Heilige Gees wat met 'n skerp lig kom en die pad vir ons kom uitwys. Kom verlig sodat ons daarop kan loop. Dis die pad wat Jesus vir ons kom wys toe hy hier op die aarde was, wat ons kan lees hier in die evangelies. Hy kom skyn en lig op sy waarheid. Waar is 'n gekonkel in die wêreld? In die donkerte. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees in ons lewe woel, dan raak die pad van die wêreld met sy afdraaie vir ons duidelik en ons weet ons moet nie daarop loop nie. En die pad van die waarheid, dis die Heilige Gees wat dit vir ons kom wys en kom sê, loop daar. En dis alles wat hy by Jesus gehoor het. Daarom dat die Heilige Gees vir ons is soos 'n vergrootglas. Ons moet na die Bybel kyk deur die vergrootglas van die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat die woorde van die woord vir ons kom waarmaak. Want die Bybel is nie net 'n klomp mooi woorde met 'n mooi boek met 'n mooi ending nie. Die woord van God beweeg ons om anders te wees. Maar sodra ons dan dit toelaat dat die Heilige Gees ons lei en ons vergrootglas is, raak die woorde hier binne, raak vir ons heel anders. Dit is nie meer net woorde nie. Dit maak God se woord lewendig. Dit is nie meer dooie woorde nie. Die boodskap staan agter dit op en dit raak ons op 'n manier wat ons anders wil laat lewe. Ewe skielik, soos die teks sê, sien ons verkeerde dade raak, die vuil goeters. Hier en wat in ons lewe is, waar ons verkeerde dade in die verlede ons eintlik nie eens aangeraak het nie, begin dit nou vir ons bla. Dit staan soos 'n paal bo water uit en nou wil ons ontslaa raak daarvan. Dit pla ons omdat Jesus vir ons anders geleer het. Dit pla ons, want dis nie deel van God se plan vir ons lewe hier op die aarde nie. Die Heilige Gees maak die Bybel
wat soos 'n vergrootglas werk, vir ons weer lewendig. Dit maak vir Jesus weer lewendig in ons lewe. Dit maak hom 'n realiteit in ons lewe. Nie iemand wat agter woorde skuil nie, en net 'n storie is nie. Nou neem ons Jesus weer ernstig op. Ons neem sy woord weer ernstig op, en wil weer 'n lewendige lig vir hom op aarde wees. Alles te danke aan die werk van die Heilige Gees in ons. So wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees in vergrootglas in ons is, raak God se woord lewendig. En sien ons vir Jesus raak. En dan gebeur daar iets binne in ons. Hoor wat sê Paulus in sy brief daar aan die Galileërs oor die Heilige Gees. Hy het nou net hier vertel van die vrugte van die Gees, wat ons bietjie aan die einde van die reeks gaan kyk. En dan hier in vers 25 sê hy, die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat, hoor mooi, daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink, wat ons sê en wat ons doen. Die Heilige Gees verander ons hier van binne af. Dis die 83 vertaling sê dit ook so mooi. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Om die vrug van die Gees, om daarby uit te kom, om dit te kan dra, soos hierdie bome, hierdie lekker naartjies dra, ek is mal oor die naartjies. Ons moet weet dat ons almal het 'n stuk van die sondeval weg. En dit keer ons om so vrug te dra. Soos 'n kar wat sy wiele skeef is en sy wheel alignment skeef is en jy moet aan die stuurwiel beer om hom op reguit in die pad te hou. So is ons wheel alignment uit en ons trek die heeltyd skeef. Ons default is sonde. Ons kyk verkeerde prentjies. Ons doen dinge wat nie skoon is nie. Ons lewe meer soos die wêreld, as soos wat God wil hê. Ons beklei, ons raak kwaad. Ek staan op ten koste van ander mense. Ek steel ander se vrede. Hierdie is die teenoorgestelde vrugte van die Gees van God. Hierdie is eintlik vrotvrugte, wat saam met ons lyf, soos 'n standaard saamgekom het, toe ons die eerste asemteug gegee het. Elkeen van ons weet waar ons uitdaging lê. En ons weet ook, ons kan nie op ons eie sulke mooi vrugte dra nie, die vrug van die Gees nie. Gelukkig, sê Paulus, hoef ons dit nie op ons eie te doen nie. Daarom is dit is die werk van die Gees. Hy help ons om ons laat te raak van vrotvrugte, sodat ons kan mooi vrugte dra. Hy maak ons splinternuut, sê hy. Hy help ons met ons besluite. Hy help ons met ons denke. Hy help ons met wat ons dink. Hy help ons met ons gedoenery. So wat moet jy doen? Paulus sê hierso, laat die Gees jou gedrag bepaal. Gee oor, gee toe. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees in jou woel. Dis jou besluit. Jy moet oorgee. Jy moet die stuurwiel, hy sê jy moet die stuurwiel van jy moet jy oorgee en jy moet nie 'n backseat driver wees nie. Want dan kan die Heilige Gees jou verander hoe jy praat, hoe jy reageer, wat in jou lewe gebeur. Dan kan jy oor die struikelblok van vergifnis kom en mense vergewe. Dan kan die Heilige Gees jou help om werklik lief te hê, al maak dit jou seer. Laat toe dat die Heilige Gees jou beheer. As jy toelaat, sal hy jou help om geduldig te wees. En ek weet, baie van julle wil ons nou hê, dit moet nou gebeur. Dit moes nou al gister gebeur het. Maar hierdie boom moes eers lekker groot word, en hy moes eers groei voordat hy kon vrug dra. Hy kan maar nie sommer so 'n klein boompie begin vrug dra. Dit vat tyd vir hierdie boom om te begin vrug dra. Ons moet dalk ook nie so hard op onsself wees en dink, ons gaan van dag 1 af al begin 'n vrug dra nie. Gee jouself tyd. Gee die Heilige Gees tyd om ons laat te raak van die gemors,
En met die tyd sal hy in jou woel en jou help om ook vrug te kan dra. Op ons eie is ons te pap. Maar gelukkig hoef ons dit nie op ons eie stoom te doen nie. 3. Die Heilige Gees gee ons die krag. Hy bekragtig ons en dis Jesus wat vir ons die goeie nuus gee. Jesus self is hier aan die woord in Handeling 1 en dis sy laaste woorde wat hy gesê het voordat hy opgevaar het na die hemel, vers 7. Al wat julle hoef te weet, die laaste ding wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Hierdie verse sê nie dat die Gees nou kragtige wonderwerke en wow momente die heeltyd in ons gaan bewerk nie. Ja, soms gaan daar dinge wees wat hy doen wat ons asem gaan wegslaan. Maar die krag van die Heilige Gees gaan ons help om omstaande te bly. Die krag. Nou die Griekse woord wat ons hier gebruik, wat ons vertaal het met krag, is dynamin. Wat die woord wat kom van die woord dynamis, wat ons vertaal met aan die een kant dynamiet of dynamies. Die krag van die Heilige Gees is kragtig. Dis magtig. Dis sterker as sterk. Dit skiet soos dynamiet. Dis kragtig genoeg om enige iets in ons te beweeg. Dit maak onmoontlike dinge in ons moontlik. Menslike onmoontlike goeders word moontlik gemaak, want daar is 'n dinamiek, 'n dinamiese gees wat binne in ons is. Ek sien die afgelope tyd 'n video van hierdie verwoestende vloede hier in die Weskaap, daar by die Breë rivier, waar blokke wingerde en blokke sitrus soos die net weg is. En terwyl ek na hierdie beeld kyk, is daar 'n liedjie wat speel in die agtergrond. Wat sing, as die vye boom nie bot nie, en geen druiwe of narkies aan die bome is nie, sal ek nog steeds my Here loof. En dit is 'n krag van die Heilige Gees wat dit moontlik maak vir so 'n persoon om na die verwoestende oorstromings en alles weg is, nog steeds te kan sê, ek glo in God. Onthou jy dat ek net maar gesê het van ons skeeftrek, ons wheel alignment wat uit is? Dis die Heilige Gees wat ons help om reg te loop, om gehoorsaam te wees, om lig te wees, om te vergewe en aan te hou, meedoenloos aan te hou en te baklei teen die sonde. Dis die Heilige Gees wat gewone mense sterk maak om buitengewone dinge te doen. Kan ek dit weer sê? Die Heilige Gees maak gewone mense sterk om buitengewone dinge te doen. Dis die krag hier in ons. Dis die Heilige Gees se krag wat in ons werk om hierdie onmoontlike moontlik te maak. Natuurlik as ons dit toelaat. Maar dalk voel jy vandag kragteloos. Jy is spoeggaai gestoei teen die lewe. Dalk is iemand uit jou lewe uitgeruk en dit maak so 'n groot seer gat hier binne in jou, dat jy nie nou lus is om dinamies die wêreld aan te vat nie. Dalk is dit 'n verhouding wat jou stikkend druk en jou kop foos raak van planne maak om net die sente nog 'n keer om te draai. Dan is dit goed om te weet dat die Heilige Gees is in jou. Onthou, vir elkeen van ons wat kinders van God is, en wat vir Jesus aanvaar het as ons redder, vir ons almal gee God sy Gees. Die Heilige Gees is in jou. Die Heilige Gees is by jou om jou te help. Romeine 8 vers 26 sê, intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakheid te help. Die Vader kom herinner ons, waar ons dalk nou met 'n kop sit wat nie lekker is nie. Dat hy sy Gees vir ons gegee het om ons te troos. Hy is die groot
trooster. Hy is die vertrooster. Hy is daar om ons te kom dra. So ja, soms moet ons net gaan stil sit en asemhaal en vir die Heilige Gees vra om daar saam met ons te wees en ons te troos. Wanneer ons trane se tanke leeg is, kan ons net by hom sit. Hy verstaan, hy weet hoe om te troos. Maar ek het die gedeelte nie klaar gelees nie. Hy help ons verder wanneer ons swak is en neem ons stokke oor, sommer ook van ons gebede. Hoor hier. Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie. En is dit nie waar nie. Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaar kry in hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges sal bid. Is dit nie skitterend nie? Wat ook al jou swakheid is, die Gees sal jou daarmee help. En dis die belofte wat God vir ons in sy woord kom gee. Hy gee nie net krag nie. Hy gee nie net die gawes om vrug te dra nie. Hy sit nie net op 'n afstand en kyk nie. Hy tree in jou pyn in. Dat daar is daar wat jy jou geloof te moeg raak om selfs te bid. Al is daar nie woorde om te bid nie, sal die Heilige Gees, sê die teks, namens jou by God opdaag en die regte woorde vir hom gee. Dis wat die Heilige Gees alles en nog baie meer vir ons doen. Daar's 'n stem wat sag begin fluister in 'n wêreld wat te hard geraak het. Ek het so lank in donker rondgesoek tot die Gees my oopgemaak het. Hy wys my weer na Jesus toe, na die pad wat hy kom loop het, waar ek verdwaal het in myself, het die waarheid deurgebreek. Wanneer alles my wil wegtrek, wanneer ek weer skeef begin leef, Heilige Gees, kom voel weer diep in my, maak die dooie dele wakker, laat die lig weer in my skyn, gee my krag, wanneer my geloof te moeg raak, Heilige Gees, lei my terug na Jesus toe. Ek weet hoe maklik ek kan afdwaal, hoe my hart soos die wêreld raak, maar u breek stadig die ou mens af en leer my weer om lief te hê. U gee my krag om op te staan wanneer die storms oor my spoel, en wanneer ek nie meer kan bid nie, draai my met hemelse woorde. Wanneer alles my wil wegtrek, wanneer ek weer skeef begin leef, Heilige Gees, kom woel weer diep in my, maak die dooie dele wakker, laat die lig weer in my skyn, gee my krag, wanneer my geloof te moeg raak, Heilige Gees, lei my terug na Jesus toe.
hier en U wys my weer die waarheid. Heilige Gees, maak my splinternuut. Heilige Gees, kom woel weer diep in my. Maak die dooie dele wakker. Laat die lig weer in my skyn. Gee my krag om weer soos Jesus te lewe. Heilige Gees, ek gee die stuurwiel oor aan U. Die Heilige Gees wys ons na Jesus toe. Die Heilige Gees is soos 'n lig en ons moet hom soos 'n vergrootglas gebruik om die waarheid hier in God se woord te laat lewendig raak. Die Heilige Gees verander ons van binne af, sodat ons ontslae kan raak van die vrotvrugte in ons lewe en dat ons mooi vrugte kan dra. Die Heilige Gees gee ons krag om gewone dinge te doen, bonatuurlike dinge te doen, omdat hy in ons is met 'n magtige krag. Die Heilige Gees is ons helper en staan langs ons in ons swakheid en troos ons en dra ons swaar op na ons Vader toe en hy bid namens ons. Ons moet hom net toelaat om in ons lewe 'n krag te wees, 'n werklike krag te wees, sodat ons kan vrug dra. Mag die genade van God en die liefde van die Heilige Gees, en die liefde van Jesus en die krag van die Heilige Gees elke oomblik in jou werk, sodat jy kragtig 'n verskil in die lewe kan maak. Amen. U laat my nooit alleen nie. U is hier, selfs in my swakste oomblik. U is hier en U wys my weer die waarheid. Heilige Gees, maak my splinternuut. Heilige Gees, kom woel weer diep in my. Maak die dooie dele wakker. Laat die lig weer in my skyn. Gee my krag